Geliefdes, elkeen in die hele werk gemaak in die reis van die wereld. Dit gaan nie hier oor die enige op daai nie. Wie soos dat luister, wat dat God ons wil sê. En wat ons van sy naam gaan groot maak. Kom ons doen dit op 'n ordentlike manier. Weet ek luister, gisterdag, die mense wat van hulle soort dieskriene, kan hulle moet dit dieskriene, want ek weet nie as dit nie veel. Nou luister ek al luister na iemand van ek weet nie as dit prakties of kriket. Nou hoor ek hoe skree. Nee, ek sou nie wil dat sou stom. Hoekom? Is daai dan so dat alhoewel skree is hulle belangriker as God? Wie is die belangrikste? Ons Jesus. Hy is die belangrikste. Hy is die wat die Here kom maak. Maar geliefdes, ek kon nou nie preek kom ons kyk na ons preek. Woensdag volgende van Jesus. Kursus voor klaar met die pastor Bosch asseblief kom op. Dit hier is live. Vrydag aand met jeugdgesag gestel die klanten en waar dat skryf die examens. Zondagoggend dienst is pastor Bossie. Zondagoggend dienst was Stefan. Geliefdes, kom op. Moenie onlangs op dat hier by jou kom sit. Verjaarsdag, maandag, die 3de. Lia en Saterdag, Asse, is maandag. Dit is hier. Ons ook iets doen. Ons is restaurasie. Maar geliefdes, nietemin kom ons saam. Dan gaan ek vanavond pas wel aanryk waarom ons genoem gereed. Ons maak hier Here weer eens baie dankie vir ons almal. Is om te trek dat aan die huis van samekoms vanaand. Om een van die tafels wat gedek is met die Gees. En ons dankie daarvoor dat U vir ieder en elke op 'n voorreg gee in hierdie maand om te luister, dat ons op vasgevang word vanaand aan hierdie prediker se mond, Here. En dat dit sal ingegraveer word op die tafels van die hart van verstand. Sodat die Gees die naprediker kan wees vanaand. Ons almal het opgekom met 'n honger in ons hart. Dit gaan nie oor as ons nou die aangeneem het op 100 jaar terug nie. Elke dag moet daar 'n honger te wees in die hart na U woord. En ons dank U daarvoor, Here. Elke gees wat U woord in hierdie plek om uit te verban wat in die mense vanaand. En dat U kan verheerlik word in hierdie huis van samekoms. En dat hulle nie rondte sal weet hierso. Hier is besig om God te loof om te prys. Here, ons roep hulle in vanaand, wie se sitplekke leeg is vanaand. Ons roep hulle in wat moeg geraak het op die pad vanaand. Ons roep hulle in wat nie meer lus voel om U te dien nie. Ons roep hulle in die kragtige naam van Jesus Christus van Nasaret. En ons dank U daarvoor vanaand, Here. Dat die Gees sal beweeg van sitplek tot sitplek vanaand. En dat hierdie mense in onsself kan ervaar vanaand die teenwoordigheid van die Gees van U. En ons dank U in Jesus se kragtige naam. Amen en amen. Geliefdes, kom ons maak die naam van die Here groot.
Die woord van die Here sê dat die oes is wel ryp, maar die arbeiders min. Bid die Here van die oes dat die arbeiders in sy oes mag instuur. As we look all around us, we see all the fields of wine. They're ripening to harvest, yet so quickly comes the night. Christian, we must get busy. There is so much work to do. Yes, an urgent task awaiting you. Souls are crying, men are dying. Won't you lead them to the cross? Go and find them. Help to win them. When the lost and any cause. Check your phone, my brother. See for your children sleep. Are they in some straying, lost in blackened fields of sin? You must go out and reason quickly without delay. Soon the trump of God will close the day. Go out and wait, rescue from sin. Days almost done, the battle's almost won. Souls are crying, men are dying. When the lost any lost. When the lost any lost. When the lost. Baie dankie vir ons moeder. Ons baie ons woord en ons bid saam. Baie dankie ons Hemelse Vader, Here, vir die voorreg wat ons vanmiddag het om vir 'n oomblik, Here, stil te word. Here, onder die geklank, sangstukke van die woord, Here, om ook daarin deel te neem en vanaand, Here, die geleentheid te hê om ons gedagtes hemelwaarts te rig. Kom, Here, en stop die Gees oor in elkeen van ons vanaand. Bid en bly dit met Here danksegging. Amen. Amen. En nou, rondom het thema wat ek aangaan met die winde van verandering, soos ek gesê het in die inleiding, wat enige plek waai
en presies nie 'n plek het waarvan dit kom nie, of waar jy dit gaan. Nou hier wat Bybel sê, ek het ons saam met die lees in Openbaring hoofstuk 1, ek lees vir die vers 17 en 18. Toe ek hom sien en ek by sy voete neergeval en by lees soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood, en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en van die doodryk. Vir die agtergrond begin wat die gebeur, Johannes is op die eiland van Patmos. 'n eiland wat die hele boek van Openbaring aan hom geopenbaar is. Dit begin deur die gedeelte wat ons nog gelees het, waar Christus na hom toe kom. Nou ek en jy het ook baie keer 'n Patmos nodig. 'n Plek waar ons moet afsonder om Christus in sy heerlikheid te sien, soos Johannes hom gesien het. En soms is die Patmos wat ek en jy nie so gemaklik soos die ware eiland nie. Kom ek breek het. As begin 30 Desember 2022 in Kerkstraat in die selle lê, dan is dit my Patmos. Ek vra Here, wat het ek gedoen dat ek hier was? Gees van die Here sê vir my, ek wil hê jy moet bid. Want baie mense het in die sel gelê en hulle het die lewe gekom. Baie mense het in die sel gelê en hulle het hier vanaf uitgegaan en weer gaan moord pleeg of dinge gaan doen wat onbetaamlik is. Vir my was dit ongemaklik want ek weet ek is onskuldig. Maar die Here sê vir my, jy moet op die Patmos bly, want ek wil hê jy moet sien, ek is in staat om kettinge van jou hande af te laat afhaal en boeie van jou voete af te haal, sonder dat daar 'n woord gesê word. Miskien is die Patmos 'n siekbed waarop jy lê en jy kan nie opstaan om homself die gordyn op te trek, sodat dat jy vas kan kom. Miskien is die Patmos 'n plek waar jy die kruis van 'n kind het, wat jy wil luister. Hy doen net wat hy wil, sy doen net wat sy wil. Sy luister of hy luister meer na ander mense as na jou, as ma, wat hom of haar onder die hand gedra het. Daarom, is jy net wel en sien, jy kan liggaamlik op 'n plek wees, maar in jou gees kan jy op 'n heel ander plek wees, omdat die winde van verandering deur jou lewe waai en jy die heerlikheid van die Here net met die oog kan sien en die deur aan kan hê, as jy nie weet hoe om te volg. Die Bybel maak ek en jy, ons moet volhard tot die einde toe, en dan kan ons die heerlikheid van die Here in ons lewe sien. En jy weet, as 'n mens kyk na wind, dan sien jy moet uitgaan. Baie keer sit jy in die huis en dan hoor jy hoe hy die wind die buite. As jy uitgaan, dan van jy, man, die wind het so sterk geklink. Maar in werklikheid is dit 'n koel windjie wat 'n streeling vir jou bring en jou as 'n ware wil gerus stel. Moenie bekommerd wees nie. Die Here is hier. En as ek verder gaan, jy bemoedig, dan wil ek Handelinge 7 lees, vers 55 tot vers 60. Die van die wat Bybel sê, die kan saam met my bly. Handelinge 7, ek lees vir die van vers 55. Stefanus vol van die Heilige Gees het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens aan sy regterhand staan. Hulle het hulle hart geskree en hulle ore toegedruk, soos een man het hulle op hom afgestorm, om uit die stad uitgesleep en gestenig. Getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus, terwyl hulle vir Stefanus stedig
het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle nie toch nie die sonde toereken nie. Met hierdie woorde het hy gestel. Winde van veranderinge dwing aan die somtyds om jou oë hemelwaarts te rig. Want dit is die plek waar die Here wil vir jou wys. Die toekoms, jou toekoms is in sy hande. En jy hoef nie te bevrees wees wat rondom jou aangaan nie. Want God is in beheer en bly in beheer. Jy weet aan die Here gaan sê, Jesus staan aan die regterkant van God. Jesus het gestaan, maak nie saak. Kom ons kyk wat gebeur in Stefanus se liggaam. Baie min van ek en u kan staande bly onder 'n reën van klippe. Maar dank die Here, hierdie eerste martelaar van die Bybelse tye het nie gekyk na die klippe wat na hom gegooi word nie. Jy sien, as jy in Stefanus se skoene staan, baie keer moet ek en jy ook daar staan. Ons is te veel ingestel op dit wat rondom ons gebeur. Dit het tyd geword dat jy jou oog hemelwaarts kon rig en kyk, waar is die God wat jou hierdie marteling druk, waar hy is. Kyk na jou om jy. Dit gaan net erger word vir ek en jy wat in God glo. Mense kan ons nie net letterlik en figuurlik doodmaak nie. In 'n ander lande word hulle elke dag vir 4 pelotonne doodgemaak, net omdat hulle die naam van die Here op hulle tong het. Ek kan nie beweer, te midde van die wette in die land, waar ons godsdienst predik, gaan dit een of ander tyd met ek en u ook gebeur. Maar weet jy wat? Wanneer jy deel kom word van die winde van verandering, wat God daar gestel het, gaan jy weet, wanneer moet jy jou oog afhaal van mense af en jou oog op God hou. Sien die interessantheid van hierdie martelaar is dat hy spreek aan by Paulus. Hy lê in 'n tronksel. Hy skryf die briewe. Kyk op meter plekkie waar jy net kan lê en jou omrol. Dis baie ongelukkig. Hy sê, ek en u wat in God glo, moet begin leer. Jou liggaam mag beperk word. En niemand kan jou gees beperk nie. As jou gees in harmonie met die Heilige Gees, kan mense net aan jou doen wat hulle wil. Dit gaan jou nie klap nie, dit gaan jou nie van sterker bring nie. Jy gaan in harmonie bly met God, die God van jou in aarde. Ek wil vandaag in kort kom sê, ja, ek ken nie die gewag van die Christus. Ek weet nie wat gaan gebeur. Smet my. Ek ken nie die pyn en die marteling waarin jy heilig op die oomblik is. Ek ken dit nie. Maar wat ek wel weet, met winde van verandering, gaan pyn uit jou lewe waai om plek te maak vir genesing. Jy weet, ek het al eendag laatst loop ek in iemand vast wat migraine hoofdpyn het. Sy sê die pyn is so erg dat het in haar oor kom en as sy by die spiegel gaan kyk, dan lyk het haar oor zwaar op mekaar. En wat jy sê, God is sterker as jou pyn. God wil die winde van verandering gebruik om jou deur die pyn te druk, want jy moet iemand anders wat ook in pyn is, op bemoediging wees. God wil jou leer wanneer jy bid vir iemand wat pyn het, dat jy dit met passie kan doen en dit nie kan doen omdat jy dit kan doen. Die laaste skrifgedeelte wat ek saam met julle lees is Johannes hoofstuk 12.
Ek lees vers 3 tot vers 8. Toe het Maria haar Pieter egter baie dier en harteskolie gebring en het op Jesus se voet uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Julle mense het trek die geur van die ribboei. Judas Iskariot, een van die disippels, die een wat ons op verraai sê toe, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Dit het hy gesê nie omdat hy hom oor die mense bekommer het, maar omdat hy dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus, laat staan haar, sy moes dit hou vir die dag, om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle nog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Jy sien, olie is in Christelik gebruik om 'n koning te salf. In die Bybelse tye. Dit word ook gebruik om 'n koning te salf. En in die kerk word het gebruik om amptenare te salf. Maar God sit die oliekan in 'n vrou se hand, wat mense sê, sy is sleg. Sy is nie waardig nie. Jy sien ek nie iets wat God ons wil leer, om op mekaar te trakteer aan die hand van die voorkoms van die ene ander. Het mag miskien sleg vir mense so goed wees, maar God wil jou toerus. Hier is die olie, gaan doen my werk. Nodig is om vir u te sê, ons sal altyd in mense se oë tekort sien. Maar die saak wat te kan af, mense ons kyk nie. Hulle maak ons onbekwam, terwyl God ons bekwam. As voorbeelde, hy sê, Moses het gehakkel, en die lood was op hom, om die volk van God te gaan verlos. Sodat jou taak is, om 'n voorbeeld vir jou familie te wees, wat dit is, om in harmonie met die gees van die Here te lewe, is presies hulle. Hulle gaan nie verlede ophaal. Fine, let it be, wat hulle dit doen. Maar, onthou, die hemelse pottebakker is aan die werk in jou lewe. Want die winde van veranderinge is dag na dag bezig om te werk in jou lewe. Die lus vir die sonde is stadig bezig om in jou lichaam uit weg te gaan. As jy in die gees wandel. Die winde van verandering is bezig om jou lewe te waai, want jy kyk met die natuurlike oog, maar jy sien met die geestelike oog baie dieper as die gewone mens. Sien dit my? Jy sien die Bybel sê, salig is die wat honger en dors is na geregtigheid. Jy as kind van die Here het 'n tyd geword dat jy honger en dors moet word vir God se geregtigheid. En ook tevrede wees om te wees soos jy is. Die kerk gaan alles maar so. Hy sê, ek kom al die jare so aan. Nee, jy as kind van die Here moet toelaat dat die wind van veranderinge deur jou lewe waai om die manier hoe jy kyk te verander. Die manier hoe jy luister te verander. Die manier hoe jy praat moet verander. Sien, baie kerke is mense met tradisie vastgevat. Ja. Ek sien as ek na Elia kyk, dan sien ek te midde van Elia se sonde deksel maniere. Tot verduidelik wat sê ek. Al die klagtes het gekom by hom. Jou seuns is besig om dinge te doen voor God se aangesig wat onbedacht is. Ek is die oor toegedruk. Het gemaak vir die woord. Maar die dag die Here vir Samuel sê, Samuel, sê jy vir Elia, ek
gaan iets doen wat nog nooit in die Joodse volk gedoen was. Toe draai hy weer door. En tot sy spyt, dag toe die nuus kom, aan sy 2 seuns, toe val hy homself toe. Baie van die kinders en daar dieselfde dilemma. Jy wil niks hoor van jou kinders se doen en laten nie. Maar jy is besig om geestelik mors dood te raak. Jy is 'n gedaante van godsaligheid, maar jy weier dat die winde van verandering deur jou ore waai om ag te slaan op die dinge wat God wil hê jy moet oppas. Sien as ek en u hierdie skrif in konteks kan kyk, dan sien ons is baie dinge waarvan ek en u moet ons laat as ons wil soos Maria deur God kom te maak het. En die heel niete ding is ons beslaag van ons hoogmoed. Sê my, as nou die fijn hoogmoed, dat bedoel jy. Ek praat van die ding wat jy jou neus so optrek vir arme mense. Ja, jou neus reik al ewig iets snaaks wat nie eens dat is. Jy hou jou beter as ander mense, jy vergeet. Lazarus was 'n boemelaar, maar die gees van die Here het op hom gerus. Is jy met my? Ek en nie moet ons slaag van ons minderwaardigheidskompleks. Die Here het 'n rede waarom jou siel gered is. Sorg dat jou gees in harmonie met die Heilige Gees is. En moenie ander mense naak nie. Amen. Laat toe dat God jou die man maak of die vrou maak wat hy jou wil hê. Sien jy my? Moenie die mense op die TV net die waarvoor aan jou naak nie. God het jou uniek gemaak. In so 'n mate, jy mag miskien lyk soos jou pa. Amen. En 'n bietjie van jou ma binne in jou hê. Maar jy is nie. God het jou anders gemaak. As jy nie moet ook ons raak van ons bitterheid en ons hardkoppigheid. Wat? Jy sien, ek het nie so daar by die aarde is getel. As jy weet my, die winde van verandering het het ten doel dat u lewe en my lewe geskoei is op die model wat God ingelig het. En dit is vir Abraham, hè? Is jy vir Abraham? Omdat jy my gehoorsaam was, sal jou nageslag soos die spies. Is jy met my? Hoekom? Hy het net besonders gedoen nie. Hy was gehoorsaam. En hy was bereid om sy eie seun te gaan offer. Wanneer winde van verandering in ek en jy se lewe waai, dan skroom jy nie om aan God gehoorsaam te wees. En jy gaan nie, want die ding wat mense mos aan jou doen, hulle cheer jou op. Dis wat met Jesus gemaak het. Hulle trek hulle klere uit, hulle gooi dit voor hom neer. 8 dae later vra Pilatus, hoe dink julle vir wie moet ek vrylaat? Die selfskaar mense sê ons wil Barabbas hê. Sien jy die verskil? Wanneer winde van verandering in jou lewe waai, dan gaan jy weet, jy kan op God staan en nie op die hand van die vlees. Want mense hemel jou vandag op, paar dae later, dan verwerp hulle jou. Jy sê goed genoeg in hulle oor. Sien ek wel, van aanse wat vir jou kom sê, is baie belangrik dat jy stil moet word, sodat jy kan agslaan waarheen is die winde van verandering besig om te waai. Iemand wat nie ingestel is op die Heilige Gees se manier van dinge doen nie, jy gaan jou tyd mors. Jy gaan dag na dag met die Bybel sit en alles doen wat mense sê jy moet doen. En nog steeds nie die winde van verandering wat in jou lewe aan die waai is, kan optel.
sê, twee van ons is een dag van 'n bedryf op pad. En terwyl hulle om 'n draai kom, draai wind stof in een van hulle se oë. Daardie vrou is blind van daai dag af tot sy dood is. Nou vraag ek, hoe lang was dit? 20 jaar. Sien net my? Dit is nie al die winde wat verandering, wat waai, wat waarlik God wil vir jou nie. En dis die rede waarom jy as kind van die Here, jy moet biddend, vakend en wagtend wees om die winde van verandering uit te kyk. En jy kan dit nie doen sonder die Heilige Gees. Jy kan dit nie doen wanneer jy nie gedissiplineerd is in jou gebedslewe. Jy kan dit nie doen tensy jy nie lief word vir die woord van die Here. En nou praat ek van in die Bybel op jy in kerk kom. Nee, jy moet dit maak. Oor waar jy moet wag. Sodat jy iets opdoen. En die woord van God het. Kom ons buig ons voor ons bid saam. My dank ons in ons Vader. Here, ons in die aand hier gaan stil word. En bid Here dat die winde van verandering in ons lewe sal waai, sodat ons Here deur die Heilige Gees gelei, geleer en onderrig kan word, dat die Here is met ons. Hy sal ons nooit begewe en hy sal ons nooit verlaat nie. Bid en bly in die vrede dank sê. Amen.
Amen. Maar wees hier van Here, nou maak die genade van God, die Vader, die liefde van die Here Jesus Christus, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. Almal wil dit vir sê. Amen. Gelukkig ons kan net so 'n plek